Baie dankie. Die ding is nou maar aan, want my stem is dalk nou nie so goed soos 'n man se nie, so ek gaan hom so gebruik. Baie dankie. Dis verskriklik lekker om saam met julle te wees. Ek het ook nogal net nou gedink aan ons pad. Ek was bietjie vroeg toe ek hier onder gesit en koffie drink. Dit was baie lekker. Jy weet my gevang dat ek so bietjie gespanne is oor vanaand. En almal moet vir wie ek vertel het ek kom vir die 3 weke hiernatoe en sê ek is gespanne en dan vra hulle my kom as jy gespanne is, mos gewoon daarom ons nou om dit te doen. Dan sê ek ja, maar dis iets anders om vir jou eie teacher te kom probeer teach. En toe ek nou hier sit en koffie drink net nou en ek weer daaroor dink met my sweet in my hande, toe dink ek joh en toe verander dit. Ek wil dit nou sê, ek het 'n skuif in myself beleef van gespanne gevoel. Toe begin ek dink om Koenie waar ek jou leer ken het. Ek was 'n eerstejaars student op Melkbosstrand, my eerstejaarskamp. En jy was die student dominee. En ons het in 'n ry vir kos gestaan en jy het agter my kom staan en vir my gevra wat's my naam, waar ek vandaan kom. Ek het vertel ek kom uit die Vrystaat uit, my ouers boer daar. En 2-3 weke later, toe is ek by 'n diens en ons het weer in mekaar vasgeloop en hierdie oom erken my. Hy groet my op my naam en hy vra vir my, het dit al gereën by julle op die plaas? En daar was ek uitverkoop aan die oom. En so het ek my prakties by Koenie gedoen, baie daar by julle in die huis gekom, Lydia. En ja, baie gesprekke gehad. So, dis waar my spanning lê, maar my ontspanning lê toe daarin, dat ek besef, joh, so stap die Here met mense pad, nê. Van destyds, hoeveel jaar gelede, tot hier waar mense pad weer kruis en hoe mense ingevleg is, en mense eie geloofsreis ingevleg is met mense, vir baie jare mekaar nou baie minder gesien, en hier kom het weer by mekaar, en dan wonder ek altyd, hoe werk die goed? Maar onder dit is daar 'n groot stuk genade, so baie dankie, dis baie lekker om saam met julle te wees. So ek gaan nie spanning op myself sit nie, ek kom bloot om 'n klompie goed te deel. Vanaand het ek gedink om so bietjie met 'n teoretiese raamwerk te werk, en dan vir die volgende 2 donderdaande, bietjie met praktiese goed meer te werk. So, ek hoop, dit wat ek wil kom neersit eintlik, ek dink dis wat my gespanne gemaak het, dit wat ek wil kom neersit is eintlik nie iets wat mense in 'n klas opset moet doen nie. Dis eintlik om vir mense ervarings te gee, en nou staan ek voor julle en moet teach in 'n sekere sin. So op 'n manier is dit my spanning wat ek in myself eintlik dra om te besef, dit wat ek eintlik wil kom sê is dat groei en vorming en lering nie net so plaasvind nie. Daar's ander maniere, en dis eintlik waaroor ek wil praat. So dit gaan ons 'n bietjie uitpak in die volgende 2 weke. Maar kom ons begin, en ek het tog 'n eerste vraag waarmee ek julle gaan wil in julle eie gedagtes bietjie wil losmaak. En die vraag is, om so vir 'n oomblik gou te dink, hoe het geloof in jou gevorm? Een manier om dit te vra, of 'n tweede manier, mense kan dit op verskillende maniere seker vra. As jy terugdink aan jou eie lewensreis, wat is dit wat die grootste invloed gehad het op jou geloofsreis, jou vorming en jou pad met die Here? Kan julle so 'n bietjie gou vir 'n oomblik dink? As mense nou om tafel sit, dan kan mense sê, kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Maar wat het die grootste rol gespeel in jou eie groeipad? Ek het die week die vraag soms so my kollegas gevra, en met 1 of 2 vriende wat ek raak geloop het, dit ook gevra, en dit was vir my baie interessant. Min van hulle het vertel van preke. Baie min van hulle het van 'n klomp kennis gepraat. Toe hulle begin vertel het, eerste een wat vir my eerste vriendin wat ek gevra, vrou, ons moet so vinnig koffie gedrink, sê vir my gou, wat dink jy die grootste invloed gehad? Sy so ondig stil gebly, toe sê sy, sjoef, my pa is dood in my eerste jaar, my ma is 5 jaar later oorlede. As ek dink aan my lewe, dan dink ek daai 2 gebeurtenisse het die grootste invloed gehad. My denke daar rondom, my ervarings daar rondom dit, mense wat my pad gekruis het, mentorskap van mense, vriende, alles rondom dit. So dit was vir my iemand, en so het ek geluister na 'n klomp mense, en baie interessant om te hoor hoeveel van die klomp sê, hoeveel mense sal vir jou sê, joh, as ek moet terugdink na groeimomente in my pad met die Here, het dit dikwels gepaard gegaan met moeilike goed.
seer, hartseer, trauma, teleurstellings, wat rondom dit gebou het. So, daar's 'n klomp wat dit gesê, daar's 'n klomp ander wat vertel het van die konteks waar hulle groot geword het, besef hulle, dit was ook vir my mooi. Iemand sê die week, sê vir my, hulle besef die wêreld waarin ons vandag leef is soveel anders as die platteland daar in die Oos-Kaap, pretensie, gemeenskap groot geword. Wêreld lyk anders vandag, maar as sy nou terugdink aan haar lewe, dan besef sy hoe haar ouers se geloof en dit, die wortels waarbinne sy groot geword het, die waardes van hulle huis. Nou het sy ouer broers en susters al met 'n klomp kinders en sy sê maar dit voel die hele tyd vir haar as hulle familie bymekaar kom, as dit die een ding wat hulle bymekaar tog hou, is daai waardes wat hulle as kinders geleer het, wat nog steeds staan. Selfs met 'n klomp goed wat nou gebeur, dan kom dit maar weer terug na, wat is daai waardes wat ons as kinders in ons ouerhuis geleer het? Wat maar vir 'n bietjie van oupa en ouma af oorgekom het. So daar lê iets in 'n mens se eie storie in jou pad met mense. Ag, daar's klomp mense wat ander goed ook genoem het. Party het gepraat van gespreksgroepe of verhoudings met mense. Dis in groepe wat die goed gebeur. Iemand daar by ons, ek weet ook daar by die boekbespreking gewees. Nou het hy gesê as sy dink aan haar lewensreis, dan die boekbesprekings wat ons in die gemeente gehad het, waar ons met boeke gesit het, maar nie net oor dit wat ons daar lees gepraat het nie, maar hoe dit impakteer op ons lewens en daai gesprekke dan rondom dit het 'n groot invloed in gehad. Richard Rohr, 'n skrywer wat Fransiskaanse skrywer, 'n teoloog, hy sê daar's twee goed wat ons op ons reis met God help. Dit sluit nogal aan by wat ons nou ook oor gepraat het, hy sê dis verwondheid en verwondering. Hy sê dis die twee goed wat ons op ons reis help. Toe ek dit gelees het, dink ek, joh, ja. As ek dink aan daar's al min dinge wat mense so help, soos as jy 'n pasgebore babietjie in jou hande vashou. As jy nou eers oupas en oumas is, daai klein kinders, so daai momente in 'n mens se lewe waar jy 'n mooi sonsondergang soos nou na kyk, daar gebeur mos iets met jou wat net vir jou wat voel, jy moet meer in die lewe wees as al die goed wat ek het. So daai verwondering en dan aan die ander kant ons verwondheid. Hy praat van suffering en awe, is die twee goed. Ek probeer dit maar vertaal met verwondheid en verwondering. Verwondering, een kant verwondheid, die trauma waardeur ons gaan en hoe dit ons lewens kom impakteer en hoe ons God in dit vind, soek en 'n gesprek daarmee tree. So ek hoop julle kan 'n bietjie gaan dink sommer nou in die week. As jy dis eintlik die moeite werd om te gaan sit en 'n bladsy sommer uit te haal en jou eie lewensreis van geboorte tot nou toe so 'n bietjie 'n padkaart vir jouself te maak, 'n landskap daarvan te maak en te sê wat gebeur? Wat was die gebeurtenisse in my lewe en hoe dit 'n impak gehad op my reis van geloof en my verhouding met God. So, dis dalk 'n opdrag wat ek julle mee kan huis toe stuur sommer vanaand. Ons gaan bietjie later na dit toe terugkom. Ek wil daarby begin om te sê dat in ons vorming, het ons ou kerkvader Calvin, dink ek 'n belangrike ding gehad. Hy het gesê dat vorming van gelowiges absolute kernbelang het in ons lewe met God. En hy het eintlik gekom in 'n wêreld waar die meeste vorming en formatiewe praktyke destyds in sy tyd plaasgevind agter kloostermure en in kathedrale, maar die gewone mense het nie regtig so toegang daartoe gehad nie. En hy het gekom in Genève en hy wou dit juis oopmaak. Hy wou juis hê mense moet praktyke kan beoefen waar hulle in hulle persoonlike verhouding en in hulle geloof met God kan groei. So hy het gekom en gesê, God se liefde en genade kom nie net en red ons van ons sonde nie. God se genade en liefde kom en dit kom verander ons hele mens wees, sodat ons in die wêreld waarin ons leef anders kan gaan leef. So julle hoor die twee begrippe wat ek dink sleutelbegrippe is in ons gereformeerde teologie, naamlik regverdigmaking en heiligmaking. Nou daaroor sou ons nou vanaand 'n hele ding kan sê, ek wil nie op dit te lank bly nie, maar regverdigmaking weet ons het te maak met die feit dat ons as sondige mense deur God geregverdig word, ons Christus kom en in sy kruisdood en in sy verlossing word ons uit absolute genade die pad tussen ons en God oopgemaak. Dis
baie eenvoudige taal gesê, dis waaroor dit gaan. Ek en jy het eintlik geen aandeel daaraan nie, dis die genade van God, dis waar ons sola gratia, sola fide in ons gereformeerde teologie lê. Met die genade en met die geloof alleen word ons gered. Maar dan is daar 'n tweede begrip en dis die een van heiligmaking. En dit het te maak met die feit dat ons as geregverdigde gelowiges nie onveranderd gelaat word deur God se genade nie. Ons word verander, verhouding tussen ons en God, maar dan los hy ons nie, wil ek amper sê, soos wat ons is nie. Kijk, ons het mos daai sê ding so bietjie tussen, ek kom uit 'n boeregemeenskap, so gemaak, so gelaat staan. So ek weet nie of julle, party mense dink so, ek is so gemaak en so gelaat staan, party mense gebruik dit baie lank in hulle lewens as verskonings. Dis nou maar, net maar verskoon, dit is nou maar hoe ek is. My pa was so en ek is so en julle gesien my kinders gaan ook so wees. So bietjie daai ding van ons is nou maar so gelaat. Maar ons ou kerkvaders Calvin by naam het ons gesê, nee, dit is nie so nie. Die Christelike lewe is nie 'n statiese bestaanswyse waarop ek net gered word en nou is my verhouding met God reg en nou is alles reg nie. Die lewe met God is 'n bewegende verhouding. Dis 'n transformerende verhouding. Daar's groei en verandering op hierdie pad in ons verhouding met God moontlik. So dis 'n voortdurende bekering, hy gebruik die term metanoia conversio. Daar's 'n voortdurende verandering, voortdurende bekering. Bekering, ek dink daar was vir lank gedink, bekering is jy kom tot bekering en dan is jy gered en dan is dit. Hy het gesê nee, ons is eintlik daagliks op 'n bekeringspad saam met God. Dis verandering wat daagliks moet. So dis 'n aanhoudende deel van ons lewens. God se genade sluit met ander woorde hierdie formatiewe proses in gelowiges eintlik in. As 'n ou Nederlandse teoloog in die vroeë 1900s, wat ek dink hy het dit baie eenvoudig verduidelik toe hy gesê het, Christus het sy werk kom doen en daarmee het hy die mens uitgesluit. Ons het geen aandeel in ons verlossing nie. Christus het dit kom doen. Ek en jy kan niks doen om daarby te kom nie. Christus het dit kom doen. Maar dan sê hy, wanneer die Gees van God kom, en ons is sommer nou amper by Pinkster, as die Gees van God kom verander dit 'n bietjie. Die Gees word uitgestort op mense, en dan word die mense ingeskakel, en deel gemaak van God se werk. So in Christus doen hy sy werk alleen, sonder ons. Maar wanneer die Gees uitgestort word, dan trek hy ons in, deur sy Gees, en word ons deel van hierdie pad, eintlik saam met God. So die mens word deel van hierdie proses, net weer te sê, ons kan nie onsself verander nie, dis die werk van God se Gees, maar die Gees maak ons deel daarvan, en die hele doel is, sodat ons meer kan word, dit wat Christus ons kom maak het. Ek het 'n storie wat vir my altyd, vir myself, vir ervaring wat my eintlik altyd daarmee help. Nou gesê, ek kom daar in die Noord-Vrystaat uit, my pa 'n boer daar, my sussie is ook op die plaas, en ek is een vakansie bietjie huis toe, en op 'n stadium sê my sussie, sy seentjies, sy is nou al groot, maar hulle was toe nog so klein, sy sê, sy het 'n lesenaar bo in die skuur, wat sy wil afhaal, en vir die kinders verf om in hulle kamer te gaan neersit. En ons is die dag daar besig, en sy het een van die werkers gevra, hulle die lesenaar af. Dit is so geverfde enetjie, maar sy sê toe vir hom, hy moet hom asseblief afskuur, ek en sy gaan gou dorp toe, as ons terugkom gaan ons nuwe verf bring, en dan moet hy hom hulle verf, sy wil die wit lesenaar in die kinders se kamer sit. Toe ons die middag terugkom by die huis met die blik verf, kom die man aangestap. En sy sê vir my, met die verf kry, hy sê van mevrou, nee, kom net eers bietjie nader. En ons gaan soontoe, en toe ons daar kom, toe's die lesenaar 'n geel ou tafeltjie. Hy sê, mevrou, mens kan nie hierdie verf op hierdie tafeltjie sit nie. Langs so die kort, die geel ou tafeltjie toe nou, geel ou tafeltjie gebly. Maar ek het daar weggestap en gedink, ek wonder of dit nie 'n beeld is, en 'n metafoor, en elke beeld en metafoor het altyd tekortkominge, maar is dit nie tog 'n bietjie 'n beeld van, dat ons is almal, as ek die beeld kan vat, geel ou tafeltjies. God het ons kom maak na sy beeld. En dan kom die lewe en dan kom sulke verfkwasse op ons. En op 'n stadium is ons 'n blou of 'n geel of 'n pink geverfde tafeltjie.
Maar as jy net so 'n bietjie aan die verf skuur, dan ontdek jy eintlik wat daaronder lê. En ek het nogal op 'n stadium gedink, ek wonder of die pad van geloofsvorming en groei nie op 'n manier soos hierdie is nie. Niks kan my nie 'n geelhout tafeltjie maak nie, dis wat hy is. Maar die lewe kom verf ons soms bietjie met sulke skewe kwaste. En dan is die vormingsproses nie altyd goed wat ek moet bykry nie. Dit is eintlik goed wat net moet weggeskuur word, weg en skoon gemaak word, sodat dit wie ek eintlik is, dit wie ek gemaak is, kan uitkom. So ek dink ons ou kerkvader Calvin het iets van dit 'n bietjie vir ons probeer help om te verstaan. Om eintlik te sê, groei is moontlik in ons almal, en groei is 'n voortdurende proses, sodat ons al meer kan word dit wat ons reeds gemaak is. Dis eintlik die bedoeling van hierdie hele proses. En dan dink ek is 'n ander belangrike ding, ons gaan nog 'n bietjie meer daaroor praat ook, is dat groei is 'n intentionele proses. Vir baie lank het mense dink ek ook gedink, as ek die evangelie ken en verstaan en ek het dit aangeneem, dan is dit. Maar ons gaan daaroor praat soos die week ook aangaan. Dis 'n intentionele proses. Groei is ook 'n keuse. Ons gaan daarby 'n bietjie uitkom. So hoe vind groei plaas? Kom ons gaan so 'n bietjie kyk oor hoe dit in die geskiedenis gelyk het. Die reformatie het baie sterk klem kom lê op die kennis van die evangelie en kennis vir gelowiges. Dit weet ons van die begin af. Die Bybel en woordverkondiging het die sentrale punt van die kerk se lewe geword. En dit is gegee die tyd waarin die reformatie plaasgevind het, waar dit moes nou juist die bedoeling was om alle dwaallering reg te stel, was dit belangrik dat mense geleer moet word oor die waarheid. So Luther en Calvin het 'n groot deel van hulle lewens gewy aan die uitleg van die Bybel, aan prediking, aan die skryf van kommentare en lering, so die oordrag van kennis. Dus jy kyk aan ons kerk, is ons preekstoel in die middel, as jy gaan kyk na ander kerke, ander tradisies, Katolieke en Anglikane, dan sit die preekstoel mos op die kant. En die altaar met die sakramente is in die middel. Maar by ons in die gereformeerde tradisie sê ons nee, dis die woord van God wat sentraal staan, en vanuit dit, het ons gesê die lering van die woord, dis waaroor dit gaan. Nou 2 groot faktore het saam met dit, julle sal dit weet, 2 groot faktore wat in daai tyd, dink ek, 'n groot rol gespeel het oor hoe dit oorgedra is. Die eerste is die gereformeerde skolastiek of ortodoksie, wat aan die orde van die dag was destyds. So binne hierdie ortodoksie en skolastiek het die fokus hoofsaaklik op die regte verstaan van ons gereformeerde teologie gegaan. Daar's gefokus as gevolg van dit, hoe om die evangelie reg te verstaan. So meer as op beliggaamde praktyke en hoe jy dit gaan leef, was die klem, verstaan het reg. As jy het gaan reg verstaan, gaan jy dit ook reg kan doen en kan leef. En die tweede was die hele verligting, die tyd van die modernisme wat aangebreek het, waar alles ook gegaan het oor kennis. Ons dink oor die invloed van van René Descartes, bekende filosoof van destyds, wat die hele filosofie gebou het rondom ek dink, daarom is ek. So die mens is op 'n manier in daai tyd baie gereduseer tot iemand wat met die intellek werk, dit wat ek ken en kan verstaan, dit is wat waar is. As ek dit nie kan ken en verstaan nie, is dit nie eintlik waarheid nie. En hierdie denkklimaat, waar binne die reformatie en daarna plaasgevind het 'n geweldige groot invloed gehad op hoe ons oor spiritualiteit en die vorming van geloof in ons kerke en in ons eie tradisie gedink en verstaan is. Een van die gevolge daarvan is 'n baie sterk tweedeling, bekend as dualisme, wat dink ek hier in die na-verligtingstydperk deurgekom het, en daar baie sterk onderskeid gemaak is tussen heilige en goddelike aan die een kant, en aan die ander kant die gewone alledaagse en materiële lewe. So ek persoonlik probeer glad nie praat van geestelike gewoontes nie, soos van geloofspraktyke, soos dissiplines en geloofsgewoontes praat. Sommige mense praat van geestelike gewoontes. Dit is deel van asof gees
en die wêreld eintlik los van mekaar is. En dit is so 'n bietjie as gevolg van daai tydperk het hierdie tweedeling baie. Die liggaam is as swak gesien, die liggaam is as verderflik gesien, die gees en die siel is as goed gesien. So 'n bietjie daai denke wat vanuit daai tydperk uitgekom het. En daar is baie skerp ook onderskeid gemaak tussen die skynbaar objektiewe en die waarheid en die intellek aan die een kant, teenoor aan die ander kant wat betroubaar was, bewysbaar is, en aan die ander kant die emosionele en die subjektiewe. Dit kan ons tog nie glo nie, dit kan ons nie vertrou nie. So was 'n baie sterk onderskeid ook in dit gemaak. En hierdie dualisme, dink ek, het 'n groot invloed op die ou ende ook gehad op hoe mense regtig geïntegreerd kon wees. Daar's na die een of die ander kant toe altyd oorgeleen. En dit, dink ek, het 'n groot invloed gehad daartoe dat mense hulle teologie op 'n teoretiese vlak baie goed kon bedryf. Maar in die praktyk het die goed nie lekker by mekaar gekom nie. Ons kan op 'n kennisvlak met goed werk, maar as ons in die praktyk kom, dan sien jy eintlik lewens wat net nie eintlik daarmee ooreenstem nie. So daar's hierdie geweldige onderskeid en skeiding eintlik wat gekom het. Ek glo dat God dit is. Maar as ek in die wêreld gaan leef, dan benadeel ek ander mense. Ek glo God is regverdig, maar as ek gaan leef, ek wonder in 'n groot mate, en nou vat ek sommer net, sê ek dalk iets wat moeilik ook kan verduidelik, daar sal ook ander kante ook hier aan, maar ek dink altyd oor hoe apartheid in ons land was, in ons eie kerk verstaan is, dat jy teologies 'n sekere verstaan het van God en van teologie, maar dat in die praktyk het ons seker ander besluite geneem. Dit is ook teologies op daai stadium verstaan, maar so kan jy na klomp goeters toe gaan. Mense sê een ding, glo een ding, of glo een ding, verduidelik dit op 'n teoretiese en 'n kennisvlak, dis hoe dit is. En dan gaan leef ek glo God is die skepper van die hemel en die aarde, maar as ek met die skepping omgaan, dan verniel ek dit en dan gebruik ek dit op. Julle hoor, ons doen dit almal, ek doen dit ook. So daar's hierdie skeiding op 'n manier wat in ons lewens na vore kom. Nou hierdie goed, julle dink ek het alles 'n ongelooflike groot invloed gehad op die verstaan van spiritualiteitsvorming en geloofsvorming ook in ons eie kerk oor die jare. En julle is nou baie, dink ek, so bietjie ouer al as ek. Ek dink julle het dit nog meer beleef as wat 'n jonger geslag dit vandag beleef. Prof Willie Jonker en hier is 'n aanhalingssomme wat Pieter de Villiers oor dit geskryf het, Nuwe Testamentikus, wat gesê dat die NG Kerk word dikwels verbind met 'n rasionalistiese oorintellektualisering van die geestelike lewe met verlies aan gevoel en ervarings en 'n droë dogmatisme. En julle ken dit, julle hoor ook hoe mense dit, dis 'n aanklag, dink ek, dikwels teenoor die NG Kerk in die verlede ook gewees, wat mense sal sê, dit is hoe ons die NG Kerk 'n bietjie beleef het, en daar steek 'n geweldige klomp waarheid ook hierin, dat baie gefokus is op dit. Die gevolg, dink ek ook van dit, en julle sal dit ook ken, is 'n baie sterk beweging op 'n stadium weg uit die NG Kerk na meer charismatiese kerke toe. Miskien het julle kinders en familie en so wat daai pad opgestap het, wat mense sê, "Sjoe, maar hierdie droë dogmatisme, hierdie oorintellektualisering, ek het 'n behoefte aan meer." So baie jong mense, ons het dit op Stellenbosch ook beleef, jong mense wat oorgegaan het en gaan na meer charismatiese Pinksterkerke wat meer maak van ervaring. Mense het dit in die laaste klompie jare ook beleef, dat baie meer mense meer mystieke ervaring soek, ook na meer selfs oosterse godsdienste toe neig, omdat hulle 'n behoefte het ook aan meer as net dit. Ek het 'n beeld of 'n storie eintlik wat ek dink my gehelp het ook so bietjie, wat daarop neerkom is maar om te sê dat vorming is baie meer as kennisoordrag. Dis ook kennisoordrag. Hier sit ek nou in iemand se geselskap wat absoluut weet ek daarin glo en van die beste is, dink ek, om dit te doen. Geloof is kennisoordrag. Maar geloof is ook meer as kennisoordrag. Daar was hierdie boek, roman van C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader. Dit is die 3 kinderkarakters van Edmund, Lucy en Eustace. Miskien het van julle kinders kyk ook na die goeters, Narnia. En in hierdie wêreld van Narnia word hierdie 3 kinders ingetrek deur 'n skildery van 'n skip. Wat in dit gebeur is, die 3 kinders staan in hulle oom se huis en hulle kyk na hierdie skildery. 'n Raam om die skildery en hulle kyk daarna.
En dan op 'n stadium word hulle ingetrek deur die raam. En besef hulle maar, hulle kyk nie meer na die skildery nie, hulle is op daai boot. En die golwe beweeg en hulle word nat gespat. Hulle word absoluut ingetrek in die verhaal in. En dan besef hulle is nie meer toeskouers van hierdie skildery teen 'n muur nie. Hulle is deelnemers op die skip. Nou, hierdie roman van Loos het vir my iets gesê van hoe ek dink die lewe van geloof en groei eintlik moet werk. Ons kan baie maklik passiewe waarnemers van geloof bly, of van die Bybel bly, of van teologie bly. Maar die eintlike bedoeling is dat ons ingetrek word in die lewe in van Christus, in die lewe in van God, in die lewe in van die woord, en dat ons ontdek dat ons deelnemers is daar, dat ons nat gespat word deur God se liefde en genade, dat ons nie anders kan as om daardeur verander te word en deel daarvan te wees. So ek hoop die beeld, dit is maar ook die tema ook gekies het so bietjie, kan julle dalk ook help. Dat navolgingskap van Christus en vorming gaan baie meer as bloot korrekte, akkurate, konseptuele kennis van God. Dit wat Connie net nou gesê het. En daarom is die uitnodiging, dink ek, van groei, van 'n passiewe waarnemer na 'n aktiewe deelnemer in die evangelie in. In die verlede dink ek het die kerk dikwels modelle vir vorming gebruik wat van ons passiewe waarnemers gehou het, ongelukkig. En die dominante modelle van vorming in ons kringe het baie sterk klem gelê op informasie en nie werklik op transformasie nie. Dit is dink ek waaruit ons so 'n bietjie kom. Dit is my altyd interessant dat ek selfs so rukkie terug bel iemand my na die Sondag gepreek het en hy sê hy wil verskriklik graag met koffie drink of ons kan gesels. Preek het vir hom baie beteken en dis toe nou net hier voor al hierdie lang naweke en goed en ek sê toe ons gaan so 'n bietjie weg maar as ons terug is kan ons. So maak ons nou verlede week afspraak, ons gaan drink koffie. Ons sit baie lekker gesels, bestaan hom sê vir my. Hy weet hy wou nou eintlik my gepraat oor die preek, maar hy kan nou wraggies nie meer onthou waaroor dit gegaan het. Of ek kan onthou, toe moet ek ook nou eers 'n bietjie weer dink wat het nou 2 weke gelede gebeur. En dink ek my genade, so preek ons week in en week uit ons mors dood, maar wat 'n verandering bring dit? Ek sê nie dit bring nie verandering, maar julle hoor hoe die punt mag gemaak word. Nou, op daai punt, Dallas Willard, ek gaan so 1 of 2 mense se goed noem, Dallas Willard het dit op 'n stadium baie daaroor geskryf, 'n bietjie bekla dat ons met hierdie intellektuele verstaan werk, en dat dit oor meer gaan. En dan sê hy spesifiek dit wat ek eintlik nou maar klaar gesê het. Dit sluit informasie in, maar dit kan nie net dit wees nie. Want die mens is meer as 'n kognitiewe wese. Jamie Smith, iemand anders wat hy skryf, hy sê op 'n stadium, ons is nie net breins op 'n stiek nie. Terwyl ons baie van ons modelle van onderrig lê, dat ons klomp breine op 'n stok is en dit is hoe ons dit doen. As Jesus gevra word om die Christelike lewe op te som, wat sê hy vir ons? Ek kan nou seker 'n bietjie bybly. Hy het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Dis mos holisties, is dit nie? Dis mos nie net met jou kop nie. As Paulus kom, en hy praat, dan sê hy dat die vrug van ons verhouding met God, wat is ons vrug van ons verhouding met God? Dis liefde en vrede, geduld, vriendelikheid, sagmoedigheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. En hiermee, hierdie lysie van Paulus suggereer ons dat ontmoeting met God nie bedoel is net om ons denke te verander nie. Moet ons denke verander, maar nie net ons denke te verander nie. Hier is emosies en ervarings en gedrag hierby ingesluit. Dis wat moet verander. Vrede en vreugde is nie intellektuele konsepte nie, dis handelinge. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, selfbeheersing. Dis 'n veranderende motivering en gedrag waarvan gepraat word. Ons werk met die 3 konsepte van die mens wat is kognitief, emotief en affektief. En as ons werklik vir mense wil help om te vorm en hulle geïntegreerd te vorm, dan moet ons op al 3 daai vlakke mee kan werk. Ek dink altyd aan studente om jy sal weet wat terugkom van uitreike af of enige jong mens amper vra, wat het jou lewe kom, wat is die grootste invloed in jou lewe?
Wat gaan hulle vir ons vertel? Van ons preke? Vertel van hulle uitreike. Hulle gaan vertel van ervarings wat hulle gehad het. Waar hulle deel was van 'n klompie ander jong mense, waar hulle goed gaan doen het, waar hulle goed gesien het, waar hulle goed beleef en ervaar het. Waar dit wat hulle geleer het, skielik 'n raamwerk in taal begin kry, ja, maar dis waar die goed bymekaar kom in ervarings wat dikwels is dit by jong mense gebruik. Ek het 'n werk van 'n geestelike begeleier wat daar onder andere ook hieroor skryf en dan sê sy hoe dikwels sy beleef dat daar hierdie verskil is tussen mense se teoretiese verstaan van God en hulle operasionele leef van hulle geloof. Wat ek nou maar gesê het. En ek dink die gevolg hiervan julle is dat ons op 'n punt gekom het waar David Kinnaman en Gabe Lyons se boek Unchristian skryf hulle dat 85% nie-Christen millennials beleef Christen as skynheilig. Dis die gevolg van hierdie tipe spiritualiteit. Dat jong mense, ek mag gaan kyk, jong mense, hulle eers as hulle weer begin kinders kry en bedoop, kom hulle ons nou terug kerk toe. Maar hier is so 'n verskriklike gaping tussen jong mense van 30, 25, 30, 35, baie van hulle diep twyfel oor die kerk in die algemeen. Dit is groter, maar dit is sommer net op hierdie een groep. En die vraag is hoekom? Hoekom gebeur dit? Is dit omdat ons sukkel om hierdie ontsettende goeie nuus van God se liefde en genade so 'n deel van ons lewens te maak dat dit geleef word in hierdie wêreld en regtig 'n verskil te maak? Hoe gebeur integrasie? Ek gaan 'n bietjie vinniger nou moet gaan, besef ek. Kom ons skiep hier 'n paar goed. Ek het nog 'n paar goed wat ek sou kon sê oor Calvin, maar dit gaan nie nou nodig wees nie. Iemand skryf hieroor, is sommer net 'n aanhaling wat ek dink tog baie mooi is. Hy sê, "Then nothing less than a restorative Paidetic program will do, a disciplinary education whereby disciples are formed in communion with Christ to live as members of his body. This education is cognitive, of course, insofar as it involves a revised understanding and account of God's work, key legal and moral ideas about discipleship, and so on." Nou gaan hy aan, dan sê hy, "But it is also emotional, sensory, somatic, and thoroughly relational. In short, it is a fully human education, insofar as it involves, for example, discerning God's voice in Scripture, singing and speaking prayers of praise and supplication to God, communing with Christ in the Lord's Supper, immersive training in virtue, and so on, such that each disciple is so disposed and minded that he feels within himself it is with God he has to do throughout his life." Julle hoor, dink ek, wat ek hier so half in die eerste deel gou oor wou praat. Kom ek gaan gou aan en verdeel so ietsie van my eie ervaring. Ek het voor ek groot geword, as ek nou sê oor my eie storie so bietjie kan praat, want ek dink dis wat ek wil hê julle moet, ek hoop dat julle bietjie kan dat dit bietjie kan konnekteer met jou eie verhaal. Ek het groot geword in 'n wonderlike huis. Oupa en ouma het op die plaas gebly, my ouers het op die plaas gebly, so ek was bevoorreg om in 'n baie lekker omgewing konteks groot te word. Plattelandse dorpie. Goeie Sondagskool en goeie kerkbywoners gewees. En my oupa het elke Sondag regs in die kerk gesit en ons links, en ek weet wat sy invloed hy. As ek in die kerk ingestap het, gekyk of hy al daar is. En ons twee se verhouding was vir my baie kosbaar. So ek het baie lekker groot geword. Op Stellenbosch kom swat, wonderlike opleiding gehad. In 2000 georden in studentekerk destyds, pad in die bediening begin. En na so 6-7 jaar in die gemeentebediening, met al die eise wat die kerk na my het, en daai tyd 'n klomp konteks van Stellenbosch en studentebediening, kerke en alles, het ek op 'n punt gekom dat ek deur 'n baie droë tyd in my eie geloofsreis gegaan het. Dit het my gevoel, hemel, ek is hier besig met iets, maar ek weet nie lekker waar dit inpas nie. Ek weet nie lekker wat 'n verskil hierdie maak nie. Dit diep twyfel in myself rondom my roeping en goed beleef. En in daai tyd ontmoet ek iemand, Professor Denise Ackerman. Sy
was destyds dosent in praktiese teologie by UWK gewees, gekoppel op die ou ende in Stellenbosch. En ek lees een van haar boeke, waarin sy 'n klomp goed uit haar eie lewensverhaal vertel wat met my resoneer. Ek het op daai stadium 2 miskrame ook gehad na my eerste kind, en ek lees van haar miskrame, en skielik hoor julle nou iets van iemand anders se verhaal trek my in, en ek het met haar gaan, saam met haar lekker op die sop een middag gaan eet toe ek haar ontmoet het, en vertel waar ek is. Ek ken haar glad nie, dit was nogal waagmoedig van my, het ek na die tyd besef, want ek het haar glad nie geken nie, en ek het na die tyd besef, mens praat nie sommer so met haar nie, maar ek het dit sommer so gedoen. Ons het sop geëet, en toe sê sy vir my, kan jy verlof vat vir 'n week? En baie times sou ek enigiets gedoen het om net 'n bietjie weg te kom. Ek sê ja, ek dink ek kan dit doen. My man praat, ek het 'n klein seentjie van 3 op daai stadium gehad. En sy sê vir my nee, sy wil my op 'n stilte retreat vat by Shinstad in Constantia. Dit is 'n kloostergemeenskap van 'n klompie nonne. Baie lekker retreatplek eintlik. Sy dink ek het stilte en gebed nodig. Ek moet sê ek het gedink dit is 'n lekker wegkomkans, maar ek het die tweede deel van die gebed dink ek nie heeltemal gehoor wat sy vir my sê nie. Lang storie kort te maak, vir 'n week lank het sy my in stilte gelos, elke dag so 0.5 vir my gesien en vir my teksgedeeltes gegee om mee stil te word en te gaan bid. Ekskuus tog, en aan die einde van die week, of in die week, het daar 'n klomp goed met my gebeur, en ons het elke dag oor die goed gepraat. En om dit op te som, dink ek het ek in daai week het sy my net weer gehelp om in die stilte en met gebed te konnekteer met God in my. Een van die eerste goed wat sy vir my gesê, toe sy my so wegstuur die dag met my tekste, toe sê sy, Marie, remember, God is at home in you. Toe ek wegstap, toe dink ek, ja, ek besef, ek het nogal die Here begin soek op allerlei plekke. En in goed, en in boeke, en in kennis. En sy sê vir my, soms so te daai van hulle, as jy so uitstap, hy terloopse opmerking soms. God is at home in you. En die week se reis was 'n reis na binne. Dit was 'n reis in stilte. Dit was 'n reis met God se woord, waar ek het sommer net weer gelees het, en ek onthou toe sy net vir my sê, jy gaan geen preek hieroor maak, of vir enige iemand ietsie van vertel nie. Dit is net vir jou. So gaan lees dit vir jouself. En skielik het daar weer iets met my gebeur. Ek onthou in my koshuiskamer toe ek die eerste keer 'n ervaring gehad het van 'n roeping om te gaan teologie swat. En skielik het ek 'n ervaring weer met die Bybel, en ek onthou ek het hierdie al beleef. Dit was op my koshuiskamer in hoërskoolvereniging in 1989. En toe sit 2007. En ek besef, hier's nou goed binne in my wat gebeur, wat ek herken, maar ek het dit lanklaas beleef. En daar het my pad saam met haar begin, waar ek elke maand na haar gesien het, en sy my aan Ignatiaanse spiritualiteit blootgestel het. Ek het net geweet wat dit is nie, ek het net geweet, sy praat taal wat my gehelp het. Sy het gepraat van verlangens. Wat is jou verlange? Sy het gepraat oor stilte. Sy het gepraat, vir my gevra, hoe ernstig neem jy God se teenwoordigheid op? Dat God lewend in jou nou teenwoordig is. As dit waar is, wat beteken dit dan nou? Dis die tipe vrae wat sy het my gehelp om weer te bid. Sy het my blootgestel aan stilte vir baie lang tyd, dat ek verby my eie gedagtes kon kom, verby my eie idees, verby my eie antwoorde. En my gehelp om regtig in stilte in te gaan, waar ek ander goed begin beleef het. En daar het 'n wêreld vir my oopgegaan. Dit is my gevoel of ek taal begin kry het vir ervarings wat ek ken, maar wat ek nie geweet het regtig wat om te maak nie. Nou, wie was Ignatius? Dit is nou dalk belangrik. Dat ons vinnig net gou na hom kyk. Ignatius het geleef so 1491, 1556, en as julle nou mooi kyk, dan gaan julle met julle kennis ook weet, hier sit ons nou in die tyd van die reformatie, ons is in die tyd van ons ou kerkvaders Luther en Calvin. Ignatius was die stigter van die Jesuïtiese orde in die Rooms-Katolieke Kerk. Paus Fransis, wat nou pas oorlede is 'n Jesuïet gewees. So Ignatius was was die stigter van die Jesuïtiese orde. Hy het is in Spanje gebore,
deel van 'n familie gewees van 14 kinders, die jongste, en sy ma is vroeg in sy lewe oorlede. Ek dink hy was 7 jaar oud gewees. Toe het hy by 'n familielid groot geword, in Spanje, wat baie in diplomatieke dienste was, publieke administrasie, hy deel groot geword met die politieke intriges van die dag, en hy is eintlik groot gemaak om 'n ridder te wees, hy was 'n soldaat gewees. Toe in 1521 was daar 'n veldslag by Pamplona. Hier is so 'n prentjie, maar ek dink hy gaan so lekker werkie. O, mens kan hom tog sien, nê. Gebore bo by Loyola, en toe by Pamplona was daar 'n veldslag gewees tussen Spanje en die Franse. Maar nou moet julle gou hoor, Ignatius was nogal 'n karakter gewees, soos ons almal, maar is dit hy sy dingetjies ook gehad, 'n ou met 'n lekker ego en baie wyn eintlik gewees in homself. En hy het nie geglo in verloor nie. As julle, ek weet nie wie van julle persoonlikheidsgoeders ken nie, maar hy's 'n achiever op sy persoonlikheidsvlak. Baie groot, as jy enneagram goeders gebruik, is hy 'n 3 op die enneagram. Sy ego het opgestaan. So Ignatius het nie sommer toegegee nie. En in die veldslag het almal gesê ons moet oorgee. Franse was oor hulle. En hy het net gesê ons sterf eerder, maar ons gaan nie ingee nie. En in die veldslag het 'n kanonkoel hom getref. Sy een been basies vergrys, die ander een baie seer gemaak. En toe het hy in die kasteel in Loyola vir meer as 6 maande gelê. En sy amper gesterf. En in die tyd wat hy daar is, wou hy nou baie graag, dit was die begins van die verhale, romans wat 'n mens kon lees. Hy wou baie graag dit gelees het. Hulle kon nie vir hom kry nie, romantiese ridderverhale wat hy wou lees. Hulle kon nie dit kry nie, maar daar was twee werke in die kasteel wat wel beskikbaar was. Die een was die lewe van Christus en die tweede was die lewe van die saints, die heiliges. En die twee werke het hy begin lees. Ek het nou nie gesê nie, maar hulle sê hy was so gewees as hy het al die mense of al die ander ouens het hy onder die tafel ingedrink. So as hulle nou destyds in kroë en plekke was, dan as die ander ouens al lê, dan kon Ignatius nog staan. Vrouens gehad en eintlik maar 'n los kophou gewees. Maar toe hy nou daar in die bed lê, kan nêrens heen gaan nie, met die boeke lê en lees. Lees hy die lewe van Christus, hy lees die lewe van die saints. En hy was 'n ou met 'n baie sterk verbeelding en hy vertel, en dit het later 'n baie groot deel van sy prosesse geword. Hy sê hy het agtergekom as hy gedink het en gedagdroom het oor sy lewe as ridder, as oorlogsman. Dan het dit hom baie opgewonde gemaak en hy het uitgesien om terug te gaan na sy ou lewe toe. Maar dan na 'n rukkie het hy agtergekom, voel dit vir hom dal. Dis dood. Dis asof hy droom daaroor en hy dink dit moet weer wonderlik wees en dan het hy agtergekom daar's iets wat met hom gebeur. Maar vertel hy, het hy ook begin dink hoe dit moet wees om soos 'n navolger van Jesus te wees. Soos die disippels te wees, wat alles los en hom volg. Of hoe moet dit wees om soos Benedictus of Francis of van hierdie heiliges te wees? En dan het hy homself ingeleef in hoe dit moet wees, en toe kom hy agter, as hy daaroor begin nadink, dan is daar energie, daar's passie by hom. En dis een van die verhale wat oor Ignatius vertel word, wat hy sê, hy het binne in sy liggaam, in sy ervarings, in sy lyf, gevoel hoe verskillend dit voel as hy oor die een dink, en hoe dit voel as hy oor die ander een dink, wat later het hierdie ervarings in sy werke nogal 'n groot sleutelrol in onderskeiding begin speel, om te sê, moet ek ook dit in my eie lewe ernstig opneem, oor hoe dit binne in my lyf, wat dit met my maak. So ek noem dit, want dit kan dalk later, gaan dit dalk vir julle interessant wees, as ons bietjie daarna gaan kyk. So wat hy toe gedoen het is, die herstel het plaasgevind, lang storie ook, hoe dit gebeur het, baie interessant op 'n stadium, het hy die been toe nou aangegroei, maar toe sit nou heeltemal skeef. En net om iets te sê van hoe hy was so skaam daaroor, dat hy bereid was om daai tyd nie narkose nie terug te gaan, dat hulle die been weer breek, en seker maak dat hy reg groei. Sê iets van die persoon, sy hele persona oor hoe hy op daai stadium nog was. Maar dan kom sy lewe eintlik maar tot bekering, en hy gaan na Montserrat,
En in Montserrat kom hy in die noordooste van Spanje, waar hy tot 'n totale oorgawe aan Christus kom, sy sondes bely, en daar sy spies en sy dolk en sy wapens en sy klere en alles eintlik los. En homself oorgee aan Christus. En dan beweeg hy na Manresa, so 48 km van Barcelona af. En daar het hy dan vir amper 'n jaar gebly, waar hy deur 'n tydperk van baie sterk boetedoening was en sy lewe probeer vernuwe het, groei en verdieping. En in die tyd wat hy daar is, het hy sy ervarings met die Bybel en wat met hom gebeur het en sy belewennisse begin neerskryf. Hoekom ek dit sê is, dit was die begin van die spiritualiteitsoefeninge van Ignatius, wat gevorm is en wat vandag nog reg oor die wêreld deur die kerk gebruik word, en ek is eintlik op pad soontoe. Maar dit was die beginpunt daarvan. Vir baie lank het hy daarin geskryf en sy eie ervarings neergeskryf. En dis op die ou einde het hy dit klaar geskryf in Parys, waar hy later teologie gaan studeer het, en Paulus die derde het dit eers in 1548 is dit goedgekeur om met lidmate deur te gaan. Maar hy het op die ou einde saam met 'n klompie, al die mense wat altyd saam met hom gestap het hy dan op die ou einde deur hierdie proses gevat wat hy self neergeskryf het oor wat met hom in sy lewe gebeur het met die evangelie en met gebed en in stil word. Op die ou einde is hy was 'n soldaat gewees, hy het laat begin studeer, eers Latyn gedoen, en later het hy opgeëindig in Parys, waar hy sy teologiese studies gedoen het. Op die einde van sy studies, waar hy waarskynlik in die laaste jare van sy studie was, het Calvijn in Parys begin. So dit plaas ons so bietjie waar Ignatius hom is. Hy was met ander woorde tussen Luther en Calvijn. Is Ignatius gewees. So bietjie oor sy storie. Die spiritualiteitsoefeninge is dan nou die klomp meditasies en teksgedeeltes wat hy destyds met mense deurgegaan het en wat geskryf is. En dit is opgedeel in 4 prosesse. Ek gaan gou vir julle daaroor vertel, die spiritualiteitsoefeninge. 4 prosesse. Eerste proses, waardeur hy mense gevat het, is om te sê, die heel eerste ding wat jy moet doen is, jy moet mense help om die liefde van God te besef. En wanneer 'n mens oorweldig word eintlik deur die evangelie en die liefde van Christus, raak jy bewus van jou eie gebrokenheid. En die eerste week se gebedsmeditasies en skrifgedeeltes wil jou help om te kom by 'n punt wat hy sê, jy ontdek jy is 'n loved sinner. Jy's 'n geliefde sondaar. En as jy op daai plek kom, dan gaan jy in 'n tweede proses in, waar Jesus vir jou sê, kom stap saam met my. Leer my ken as mens. En dis 'n meditasie wat eintlik begin waar Maria hoor dat sy swanger is. En dan begin jy in die tweede proses, stap jy absoluut, jy lees die tekste van die evangelies deur. En jy leer ken Jesus as mens, die mens Jesus ontdek jy. Die derde week van sy proses begin jy is waar Jesus in Jerusalem inkom op die donkie se rug. En dan stap jy die pad saam met hierdie Jesus wat jy leer ken het as mens. Jerusalem in en stap jy saam met Jesus op sy lydensweg. Hierdie Jesus wat jy leer ken het as mens, jou beste vriend geword het. En nou stap jy saam met hom op die lydingspad tot en met die kruis. En die 4de week van die oefeninge gaan daaroor dat jy die opstanding van Christus beleef en sy verskyning aan sy disippels en wat dit beteken om 'n vreugdevolle opstandingslewe te hê. So dit is so 'n proses van ongeveer 30 dae waardeur 'n mens kan gaan, en die exercises bied hy aan, is aangebied op verskillende maniere. Jy kan dit doen deur dit vir 30 dae, eintlik bietjie langer, in 'n geïsoleerde retreat omgewing te gaan doen, of jy kan dit opdeel in 3 retreats van 10 dae elk, of jy kan dit gaan doen vir 'n jaar lank, kan jy deur die oefeninge gaan met iemand wat jou bietjie daardeur begelei. So dis die proses. Die interessante is, nou wil ek terugkom by die lering en die ervaringsgoed. In dieselfde tyd wat Ignatius hierdie spiritualiteitsoefeninge geskryf het ons ou kerkvaders in Duitsland die Heidelberger Katekismus geskryf. Want ons moes onsself verantwoord in 'n tyd
op 'n baie bepaalde manier. Ignatius se teologie is op baie punte eintlik maar soos ons ou kerkvaders in gewees. Hy het net gesê die kerk mag nie skeur nie. Dit was sy punt. Die kerk kan nie skeur nie. En hy het sy beloftes afgelê ten opsigte van getrouheid aan die paus. So hy het toe gesê, die kerk moet verander. Soos die gereformeerdes, kerkhervormers gesê het. Maar hy gaan binne bly en hy wil die kerk verander deur mense te verander. En mense gaan net verander as hulle persoonlik in hulle verhouding met God verander word. En dis waarvoor hy die exercises geskryf het. So dit is my baie interessant. As jy gaan kyk by die Heidelbergse Katekismes, julle ken dit dalk beter as ek, sonde, verlossing en dankbaarheid. Die 3 dele. Ignatius se 4 weke van die exercises gaan oor God se liefde wat jou help om jou sonde te besef. Die lewe van verlossing, saam met Christus stap jy die pad. En dan dankbaarheid, die 4de week, wat gaan oor, hoe gaan leef ek my roeping? Saam met die opgestane Here. Maar, en dis die groot ding wat ek dink die verskil in sy goed lê, ek hoop ek het dit hierso. What Ignatius gives us is not a scholastic or academic theology. It's not theory, but a theology that is lived and experienced. In this sense, too, our theology becomes a daily action in shaping and making our lives. So hy het 'n praktiese ervaringsgeleefde teologie op die tafel gesit. En nie soos Calvin institusie, terwyl dit by Calvin en Luther ook die bedoeling was, daar kan mense ook lank praat, die bedoeling was om mense se lewens te gaan verander. Maar gegee dit wat ek nou in die begin gesê, die konteks en tyd waar dit ingegaan het dit 'n baie sterk lering, teoretiese goed geword. En dis die verskil, dink ek, in 'n groot mate. So vriende, ek moet nou die tyd begin dophou. Die vraag vir my wat belangrik is hoe kan ons 'n geïntegreerde spiritualiteit in mense vorm? Hoe help ons dan? Soos as die tyd kom wat so sterk op kennis en kennisoordrag was, hoe help ons mense om die goed te integreer? En ek het so 'n bietjie nou my studies daaroor gedoen en navorsing, en daar's 2 goed wat uitgestaan het. Het is so eenvoudig dat ek partymal dink ek dis baie maklik om 'n doktorsgraad te kry. Dis al wat jy doen. Jy kom by 2 goed uit om te sê. Dit gaan oor 'n deelnemende, wederkerige verhouding met God. Maar in daai woorde is dan nou baie opgesluit. 'n Deelnemende, wederkerige verhouding. En daai deelnemende, wederkerige verhouding word gevorm deur gewoontes, dissiplines, praktyke. En daaroor is daar in die laaste klompie jare baie boeke geskryf. Julle sal van die goed ken, Richard Foster destyds het daaroor geskryf, Dallas Willard het daaroor geskryf. Meer onlangs het Jamie Smith, een van die teoloë, ontsettend baie daaroor gedoen, hy het 'n boek geskryf, You Are What You Love, The Spiritual Power of Habit. Ongelooflike boek. As jy iets wil lees, gaan lees net en jy kan hom kry, selfs net die eerste 3 hoofstukke van daai boek, dink ek verduidelik eintlik alles ontsettend goed daaroor. Kom ek vertel die laaste, daarmee gaan ek afsluit en dan gaan ons volgende week na die praktyke kyk. In my studies, kom ek sê gou een storie. Ek het 'n boekie gelees van Margaret Silf. Ek was by St. Bynous, dis 'n Ignatiaanse sentrum in Wallis wat ek besoek het waar ek die exercises gaan doen het. En in die biblioteek by die plek kry ek toe die boekie van Margaret Silf. Sy vertel van 'n vriend van haar wat georden word in 'n gemeente, as 'n predikant, priester, wat ook al, en na die tyd eet hulle lekker saam, almal bring 'n gereg om saam te eet. Dis die gereëling. Sy sê almal eet heerlik lekker, en aan die einde van die ete sien sy in die middel van die tafel is daar 'n gereg waarvan niemand geëet het nie. En sy verstaan glad nie. Kom sy sê dis die mooiste rysgereg geweest. Al wat sy toe kan agterkom toe sy gaan aan die kant maak, sy sê daar was nie 'n skeplepel binne in die gereg nie. En sy sê dit is alhoekom niemand van die gereg geëet het nie, daar was 'n skeplepel en al die ander bakke het skeplepels ingehaal. Toe ek dit lees, toe het ek onmiddellik gedink, ons sit in ons kerk, in ons gereformeerde teologie, met die mooiste geregte op ons tafels. Ons sit met al die teologie. Maar ons sukkel om skeplepels te vind, om mense te help om dit te eet, sodat dit kan deel word van my lyf. Nie net van my kop nie, maar van my hele menswees, sodat ek dit kan leef. En toe besef ek, dis wat die spiritual exercises van Ignatius is, en ook die geskenk wat dit vir ons in ons kerk vandag kan wees, dat daar maniere is, waar ek die mooi teologie van ons kerk kan begin eet.
en daai het kan begin leef. Kom ek vertel gou hierdie ene, daarmee gaan ek afsluit. Ek het navorsing gedoen. Ek is toe braaf genoeg. Ek vat 11 dominees. En ek sê vir hulle, vra vir hulle of hulle nie die oefeninge wil doen nie. Vir 30 dae op 'n retreat met 'n begeleier. En kom ons kyk wat gebeur. En ek vra vir hulle, ek gee 'n vraelys wat hulle in die begin moes invul. En 2 maande na hulle die proses klaar gedoen het, gee ek weer 'n vraelys en 2 jaar later weer. Ek gaan net een stukkie vanaand vir julle wys en ek hoop julle gaan dit sien. Die eerste vraag het gegaan oor hulle godsbeeld. Wie is God vir jou? Dit is sommer nou maar eenvoudig gestel. Die eerste persoon skryf, God is onder meer, of ek sê hierso, sommer God is onder meer beskryf as God is 3 eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Dit het deelnemer A gesê. Deelnemer B, of wat ook al, sê God is die almagtige skepper, onderhouer, versorger en verlosser. Deelnemer C. Die sturende 3 eenheid, sê deelnemer D. Dis goeie teologie nie, Oom Koenie. Hulle het goeie missionale teologie gedoen. Dan sê een, God is die begin en die oorsprong, God is tydloos en 'n verhoudingswese, deelnemer F. Deelnemer G beskryf God as die gans andere, die alleroorvloedigste bron. Deelnemer H se beeld van God word verwoord in die Bybelse formule, ek is wat ek is. Duidelike deelnemers gee 'n bietjie van 'n standaard teologiese terme, wat hulle voor die tyd sê, dis wie God is. Hulle doen toe die spiritualiteitsoefeninge en op die einde na alles, en hulle weer die vraag later antwoord. Hoor hoe antwoord dieselfde mense dit. Ek sê sommer daar geleefde ervarings, persoonlike ontmoetingstaal met God en 'n wederkerige verhouding is duidelik in die post-intervensie. Opvallend is dat die mense eenheid in Christus in die post-vraelys verwoord word. Die taal van persoonlike ervarings word gehoor. Hoor gou, deelnemer A praat byvoorbeeld van God intiem naby. God wat met my is en ek met hom wandel. God wat homself laat ken, wat een is met my en my laat deel in hom. Deelnemer C praat van 'n Vader wat my vashou in arms van liefde, wat my koester en met my praat. 'n God wat by my is en ek in hom. Deelnemer D praat van God wat met hom persoonlik bemoeienis maak en E praat van God as die een wat binne in hom tuis gekom het, wat homself met hom kom deel. Deelnemer H praat van God wat tot in die fynste detail van sy lewe betrokke is. Hoor julle dit? Is dit nie mooi nie? Voor die tyd, al die regte antwoorde, né? Teologies is dit mos perfek. So as hierdie mense het goeie teologie, goed opgelei. Hulle was in die koningsskool. En dan hoor jy iets anders. Hierdie ou persone sê, dit gaan in die spiritual exercises dat ons genooi word om te deel aan 'n form of knowing that goes beyond cold rationality. This mode of knowing is reflected in the Hebrew verb yada, signifying the kind of intimate knowledge resulting from the unification of intellect, feeling and action. Ignatian spirituality speaks of it as center, a felt knowledge that pervades the whole of one's being. Ek hoop dit maak julle so 'n bietjie opgewonde net vanaand om sodat ons volgende week, wat ek nou wil doen in die volgende 2 weke, is om te sê, goed, wat is hierdie gebedspraktyke, baie eenvoudige goed, van die goed doen julle, gebedspraktyke wat ons kan help om van ons koppe na ons harte toe te gaan, wat dikwels die langste pad is, die moeilikste pad, waarin ek met God kan leef. Ek hoop dit kan sin maak, dat ek kyk of ek iets gemis het wat dalk nog belangrik is, maar ek dink dit is waarheen dit ons vanaand vat. Oom Koenie, is dit oukei? Baie dankie. Nee, vriende, baie dankie. Dit is 'n voorreg. Hierdie is vanaand die raamwerk waar binne ons dit gaan doen. En moet julle nou self gereed maak. Volgende keer gaan ek julle bietjie goed laat doen. Ek gaan nie, dan moet ons nou uit hierdie gevoel uitkom. Ek sal bietjie notas saambring wat julle dalk volgende week bietjie kan lees ook. En oefeninge wat julle by die huis kan gaan. Ek praat nou van oefeninge. As ek van oefeninge praat, dan bedoel ek maar praktyke, gebedsoefeninge wat 'n mens kan doen. Ek hou van die woord oefeninge want dit voel vir my oefeninge is ruimtes waarin God se Gees sy werk kan doen.
Dis wat ek bedoel as ek ons gaan oefeninge doen. Ons gaan soos 'n bietjie gym. Dankie, kan ek vir ons afsluit of wil jy vir ons afsluit? Kom ons word saam stil. En as ons stil word, wil ek eintlik vir jou vra, dink gou so vir 'n oomblik, in ons saamwees vanaand, wat het jou geraak? Wat is dalk die een gedagte wat by jou bly? Waar het jy dalk gevoel, sjoe, hier word ek genooi om oor langer te gaan nadink? Amper sê soos die Emmausgangers, hier het my hart 'n bietjie warm geword. Wat was daai oomblik vanaand vir jou? Dink net gou vir so 'n oomblik daaroor. Here, dankie dat U nader aan ons is as die klere aan ons lyf, dat U in ons woon, dat U met ons op pad is, met ons leef, dat U meer van U self vir ons wil kom wys en vir ons wil kom gee in my gebed, vir ons almal in hierdie tyd, in hierdie reis ook so op pad nou na Pinkstertyd toe, is dat ons hierheen sal groei. Kom maak ons harte oop, sodat ons U kan raak sien en kan ervaar. Kom maak ons verstand oop vir insigte. Kom maak ons harte oop om U te beleef en te ervaar. Kom maak ons lywe oop, Here, sodat ons U kan ontvang en vanuit U kan gaan leef in hierdie wêreld. Ons kom gee ons self vir U. Dankie vir ons saamwees vanaand. Amen. Dankie.